Ons gesels lekker vandag weer met Charmaine Struyger oor Dr. Chris Marks nuwe boek Christus Radikaal. Mynie, dankie. Altyd lekker om met jou te gesels en dankie ook vir jou bydraes wat jy lewer met die uiteensetting van hierdie boek. Vraag 1. As die leeu nie weg is nie, maar net vergeet is, wat beteken dit vir hoe ons Jesus vandag verstaan? Dan sien ons net 'n halwe Jesus. Ons fokus op sy gesag, sy liefde en sy genade Amen. as lam. Maar ons mis sy gesag, sy krag en sy regverdigheid. Yes. Wanneer ons die leeu vergeet, is dit net 'n halwe Jesus wat ons sien. Dan is ons geloof, mis ons geloof diepte en ruimte. Dit is so die waarheid. En so baie keer dan is daar baie mense wat regtig waar net die lam aanhang. Hulle vergeet heeltemal van die leeu. Vraag 2. Mynie, hoe verander 'n mens se verhouding met God wanneer jy dit begin sien dat hy's nie net sag nie, maar ook vol gesag? Jou verhouding beweeg van troos na 'n plek van diepte en orde. Jy ervaar nie net sy liefde wat jou omhels nie, Yes, maar ook sy waarheid wat jou lei en onderrig. absoluut. Jy begin hom eer en jy begin hom eer met respek. Yes. En daar kom balans. Jy leef nie net vir vertroosting nie, maar ook vir gehoorsaamheid. Absoluut. Sy sagtheid trek jou nader, maar sy gesag hou jou op koers. En dit is waar ware groei begin. Dit is so mooi. Jy sê dit so mooi uiteen dat 'n mens kry eintlik mense jammer wat nie die leeu ook erken nie. Die verskil sien nie. Wat nie verskil sien nie. En ja, absoluut. En dit is asof die leeu so 'n sterk sekerheid in jou bring dat jy's veilig. Jy kan nie sonder hom nie. Jy kan nie sonder hom en jy's in veilige hande. Vraag 3. In watter oomblikke in Jesus se lewe sien ons die leeu duidelik na vore kom? Ons sien die leeu wanneer Jesus met gesag optree. Soos toe hy die tempel reinig en die tafels omgooi. Yes. Dit was nie stil en sag nie. Nee. Dit was doelgerig en Absoluut. vol geregtigheid. En ook toe hy die fariseërs aanspreek, het ons gesien dat hy sonder vrees die waarheid spreek. Absoluut. En op hierdie oomblik sien ons Jesus nie net as die lam wat ly nie, maar ook die leeu wat staan. Dit is absoluut die waarheid. En kyk hier, hy het die fariseërs gelooi. hy het nie teruggehou nie en hulle het dit nodig gehad en ek dink baie keer, ek dink hulle was so voorsgeslaan teen die einde van die dag as hy met hulle besig was. Vraag 4. Hoekom is dit vir baie mense makliker om net met die lam te identifiseer en nie met die leeu nie? Omdat die lam troos bring. Hy is sag, Ja. hy is geduldig en hy vergewe. Ja. En dit laat mense veilig voel. Maar die leeu bring konfrontasie. Absoluut. Hy wys wysheid. Hy stel standaarde. Ja. En hy verwag van jou om te verander, sodat hy iets van jou. Absoluut. En baie mense verkies om net met die Jesus te werk wat aanvaar en nie een wat uitdaag nie. is so. Die lam voel gemaklik, maar die leeu vra oorgawe. Sjoe. En dit is juist daar waar mense terugstaan. Dit is baie waar. En ek dink so aan die tyd toe ons nou nog, jy weet, in die skool was en in die huis was, jy het maar nie baie van dissipline en 'n bietjie reghelp gehou nie. So dit maak eintlik half sin dat die ouens voel, nee, gee my die lam, hy sag en hy gaan altyd net ja en amen sê op alles, maar daai gesag is baie nodig. Veral vir die dissipline in ons geestelike lewe, nê? Maar my laaste vraag aan jou, wat gebeur in 'n mens se lewe wanneer die lam en die leeu saam verstaan en aanvaar word? Ek kan hierdie vraag met baie eerlikheid antwoord.
Daar kom 'n kragtige balans in jou lewe. Jy leef in sekerheid van sy liefde, maar ook onder leiding van sy gesag. So waar. Dit bring ware vryheid en nie 'n rigtinglose lewe nie. Ja. Jy word nie net getroos nie, jy word gevorm. Wow. Jy beweeg vorentoe met selfvertroue, omdat jy weet, die lam het jou gered en die leeu lei jou elke dag. Dit is so awesome. Baie, baie dankie dat jy dit so mooi aan ons verduidelik. Dankie dat ons weet, ons dien 'n God wat sy seun gestuur het as lam, maar hy kom terug as die leeu. Halleluja. Ja. En ons is so dankbaar vir die lam en die leeu in ons lewens. Baie dankie Mynie, mag jy 'n pragtige dag verder hê. Ek weet, jy gaan hierdie boek saam met ons geniet.